organisasies vir wie ons hierdie week ook geld insamel is Elios, en ons het nog nie iemand hier op ontbyt gehad van Elios nie, maar vanoggend is ons geseënd om die dames van Elios hier so by ons te hê. So eerstens het ons vir Tasha, sy is een van die stigterslede van Elios, en Elios is al 28 jaar besig, ongelooflik. En dan Nikita, wie se storie ons vanoggend op die hart het, en dan ook Elise, wat Elios se beraader is, wat al vir jare lank 'n groot rol speel in Elise se lewe. En dan het ons 'n spesiale stemmetjie op die lyn. Dit is ons liefste Lindy Strydom. Môre Lindy. Ag julle, jy moet nou weet as jy sê Tasha en Elise en Nikita, dan het ek gesigte voor my, né? En Toepie en Nina so. Dit is my so spesiaal om met julle te kan gesels. Ja. Lindy, ons weet jou tyd is beperk want jy's daar besig op die kassie, maar dankie dat jy tyd gemaak het om vanoggend hier saam met ons te wees. En Lins, jy het nou al jare terug saam met Elios begin werk. Wat het jy gesien van Elios wat jou spesifiek raak? Ja, weet jy, ek dink soms voel dit vir my wanneer ons werk met nood, dan raak dit woorde soos nood, dit raak woorde soos arm, dit raak breë terme, dit raak getalle, dit raak terugvoerende statistieke, en Elios het 'n besonderse manier om daai persoonlike kontak te behou, dat dit steeds 'n mens is, dis Nikita, hierdie vrou wat verlam is, en of wat nie gevoel in haar lyf het nie, en hoe sy kom na Agape, en sy is deel van die Bybelstudie, en hoe sy inskakel. So ek dink dit gee historiese name en waardigheid aan breë terme wat soms, ja, ons trap maar almal in daai gat van die see van armoede, en hulle maak dit vir my so persoonlik, en dit bring dit so naby tot by 'n mens, my medemens. Lins, nou jy het deur die jare seker duisende stories al gehoor, maar onthou jy nog Nikita se storie en waarom? Ja, weet jy, as 'n mens terugdink aan 'n herinnering, soms is daar 'n liedjie in 'n sekere era van jou lewe, soms is dit 'n reuk dalk wat jy onthou. As ek dink aan Nikita, dan is daar 'n klank wat by my opkom. En dit was die dag toe ons daar by Elios was in Pretoria Wes, en daai garage deur gaan so oop, en daar staan hierdie skootertjie met die grootste moontlike rooi stryk en tot 'n nommerplaat met haar naam op, en sy roep so uit, sy sê, my karretjie! Ek kan haar stem hoor, en dan het ek 'n prentjie van haar, ek het 'n prentjie wat daai hek oopgaan, en sy uitry, en sy waai vir ons so oor die skouer, en ek dink, sy lyk so bly, ons gaan almal nou eers vir ons goed leeg hy voordat ons terug gaan ateljee toe of kantoor toe. En die eerste ding wat sy vir my gesê het, sy was so dankbaar, sy het 'n Spar geskenkkaart gekry, sy het haar skootertjie gekry, en sy sê, vanmiddag gaan ek vir my dogtertjie kuier. Want sy was in daai stadium in pleegsorg, en ja, dit was soveel meer as 'n skooter, dit was hierdie waardigheid, dit was hierdie mobiliteit, dit was hierdie stukkie onafhanklikheid. So dis prentjie en dis klanke, dis eintlik so ryk as ek terugdink aan daai storie. En toe sit rubber op die teer. Yes, daar het sy, daar wil sy. Mary Lins, ons gaan nou nog dieper in Nikita se storie indelf en met hulle gesels, maar jy praat van 'n see van armoede, en partykeer dan voel die stories te veel, en die seer te veel, en die nood te veel, dat 'n mens amper verlam voel, nê? En dit voel of dit wat jy het te min is. Maar wat sou jy vandag vir iemand sê wat luister en wonder of hulle hulp, dit wat hulle in hulle hand het, regtig saak maak? Yes. My inspirasiegedagte 'n bietjie later vanoggend by Sarina gaan oor die storie van Rahab. En is eintlik my vriendin wat daaroor geskryf het in haar boek, en Rahab moes 2 mense beïnvloed, wat teruggegaan het na een leier, wat uiteindelik 2 miljoen mense gemobiliseer het om 'n land in te vat. Soms kyk ons na getalle, en ons dink, Here, maar ek het net 2 wat oor my pad kom. Wel, daai 2 was genoeg om uiteindelik 2 miljoen te mobiliseer. So dit gaan nie oor hoeveel nie, dit gaan oor ons getrouheid aan die een persoon, die een gesprek of die R2 wat jy vandag in jou hand het. En die ander prentjie wat my opkom, dit bly vir my die prentjie van die visse en die broodjies, dat God se voorsiening vir die wonderwerk, ook die wonderwerk waarvoor mense hom vandag vertrou en in hierdie week vertrou, dit was reeds in hulle midde. 'n Mamma het daai oggend visse en broodjies gepak vir 'n klein seentjie, en hy daar gaan sit, en toe het hy iets van Jesus beleef. En ek sien 'n kind wat so opgewonde is dat hy sê, vat
al my broodjies, vat al my visies, ek wil met hierdie Jesus deel. En dis vir my die prentjie van gee. As dit vir jou so moeilik is om jou hande oop te maak en te gee, sien 'n prentjie van 'n seentjie wat amper wil sê, pick me, I get to share with Jesus. Dis om te kan deel met Jesus. En ja, dan in Jesus se hand of in God se hand, is dit soveel meer as visies en broodjies, dit voed duisende, of dit word 'n geskenk van mobiliteit, dit word 'n geskenk van onafhanklikheid. So ek gun mense daai kinderlike vrymoedigheid en joy om te weet jy die geleentheid om met Jesus te deel en dit alles oor te gee in sy hand en saam met ons almal verstom te staan oor wat hy daarmee kan doen. Lindy, hoorie, jou persoonlikheid en jou liefde vir mense is altyd so aansteeklik en is so lekker om altyd met jou te gesels. Dankie dat jy 'n tydjie gemaak het vir ons vanoggend. En ja, man, ons mis jou. Kom kuier bietjie toe. Dankie. Jy moet my nie eens 2 keer nooi nie. Ek mis julle verskriklik en dankie vir wie julle is nog steeds en vir wat julle doen en vir die groot getrouheid en die klein, die min en die gering, want dis Here van ons vra. So dankie vir julle gehoorsaamheid en julle getrouheid. Dankie Lens, mooi dag daar. Mooi bly julle. Bye. Bye. So ons is nou weer terug op Groot FM 90.5 met jou mense, my mense, bly ingeskakel. Ons gaan net vinnig kyk wat aangaan op die paai. Dancing in the Flames. 21 minute oor 7. Sondheid met Dupie en Nina. Jou mense, my mense in G-week. Wat 'n massive plesier. En jy moet aan die lyn bly, jy moet luister, want hierdie is jou mense, my mense met 'n verskil, met 'n twist. Hoor net ja, hier's 'n groot twist op pad. Ja. Maar luister net 'n bietjie, baie dankie aan al die pledges wat deurgekom het vanoggend. 'n Anoniem wat sê, wil net graag al die instansies help. Ek wil ook dan van 30 Junie elke maand R200 aan saai betaal. Ongelooflik, baie dankie. Amazing. Ek het my man 5 jaar terug verloor en as 'n enkel ma, maar op die oomblik, maar die Here het nog nie eendag ophou om vir ons te sorg nie. Sy genade is ongelooflik groot en ek wil graag sy seun vorentoe dra en sy het 'n R500 geskenk. En dan ook vriende van ons, al die pad uit George uit. Kan jy dit glo? Waves of Grace Seafront Villa in George is opgewonde om deel te wees van die G-week en wil graag 'n bydrae maak van R10,000. Amazing. Dan het ons ook Release met 'n R200, Dion met 'n R300, Dominique met 'n R200 en Lizaan wat vir ons 'n R1,000 geskenk het. Jy kan ook deur die woord gee te WhatsApp na 0606433877. Soos wat jy voor die breek gehoor het, dit is jou mense, my mense. Vandag en by ons in die studio is Tasha, wat een van die stigterslede van die Lions is, en ook Elise, wat 'n beraader is by Lions, en dan Nikita, wie se storie ons vandag deel, en jy het nou al 'n bietjie daarvan gehoor toe ons met Lindy gesels het. Maar Tasha, nou 28 jaar, wat hou julle by die Lions aan die gang? Nina, dis om oor en oor God se genade in aksie en sy wonderwerke wat ons beleef. Om te sien wat die Here in mense se lewens doen, hoe hy mense se lewens verander, die groei wat hy laat plaasvind. Daai deel is net so amazing om te beleef. En Nikita is 'n so mooi voorbeeld vir ons van iemand wat ten spyte van geweldige uitdagings, geweldige emosionele uitdagings, geweldige finansiële uitdagings, so gegroei het dat sy vandag met haar mobiele skooter onafhanklik kan funksioneer. Sy het 'n gesinnetjie vandag en sy dien die Here. Ek was so trots op haar nou die dag by die sopkombuis. Toe sy vir haar vriend wat net een been het, 'n kombers gevra het. So, ons is so trots op jou Nikita oor hoe jy gegroei het die laaste 11 jaar saam met ons. So, ja, ek wil net gou teruggaan na 9 jaar terug was Lindy daar en sy praat van die garage wat oopgegaan het en die mobiele skootertjie wat daar gestaan het, maar vertel ons net vinnig, som vir ons daai Nikita op en hoekom dit so belangrik vir haar was om 'n mobiele skooter te kry. Nikita bly in 'n kamertjie, so sy is in 4 mure vasgekeer. So as sy nie vervoer het nie, is haar vryheid van haar weggeneem. So ek kan nie vir julle sê, die geweldige verligting wat
Nikita beleef vir die dag toe sy daai skooter gekry het nie. Want dit het vir haar vryheid gegee, vryheid wat ons nie in woorde kan uitdruk nie. So ons is vir Groot FM ongelooflik dankbaar. Hoorie nou, in Maart het Sunay hierso van ons af en dan natuurlik een van ons vriende Chris van Wheelchairs on the Run, soos 2 engele daar opgedaag en daai skootertjie wat bietjie pak slaan al gekry het oor die laaste 9 jaar, dit tydelik reggemaak. Dit was natuurlik 'n geweldige verligting neem ek aan, maar ons weet dit is ook op geleende tyd, want een van hierdie goetertjies, hy het maar 'n raklewe nie, hy kan ook net so lank hou. Nikita, nou, jy het nou trane gestort jong toe jy vir ou Lindy weer hoor oor die lig. Hoe voel dit om al hierdie jare later weer jou storie te hoor en Lindy wat dit vertel? Soos ek soos die trane gevloei het, dit is emotional en ek was so dankbaar want ek het my vryheid, soos Tersha gesê het, my vryheid en my onafhanklikheid gekry. Want al die jare soos ek gou wil sê, ek is van kinds af is ek in 'n rolstoel, so toe ek nou die mobility scooter kry deur die Laios hulp en deur Groot FM, toe het ek die vryheid gekry om nou my eie dinge te kan doen sonder om iemand te vra, hoor help my hier, help my daar. So, en dit gaan oor menswaardigheid, né? Yes, dit doen. So vertel ons gou, hoe lyk 'n gewone dag met jou skooter? Okay, in die oggende vat ek my pragtige dogtertjie, sy word 4 September maand, vat ek haar skool toe, en dan in die middag gaan haal ek haar, sy is by Boysens Beertjies in die kleuterskool, en dan as ek nodig het om goedjies by die winkel te gaan koop, dan gaan koop ek dit, en ja, dit is net my afhanklikheid. Nikita, ek dink, want jy praat so van jou dogtertjie skool toe vat, is iets wat 'n mens as vanselfsprekend aanvaar, nee. Ja, kan ek vir julle eerlik iets sê, toe die skooter stikkend was, die eerste dag toe die skool begin het, wel ek het 'n uitkoms gehad vir daai rukkie, prys die Here deur die Laios, maar ek voel nog steeds minderwaardig, want ek is haar mamma, ek wil haar graag skool toe vat, en ek het voor my kamershek gehuil, soos 'n babietjie wat pakslaag gekry het, want ek kon nie my eie dogtertjie se gesiggie sien toe sy weer skool toe gaan nie. So ja, dit was baie emotional. Ek wou daar gewees het, ek wou vir haar gesê het, moenie worry nie, die dag gaan nou verby wees, mami gaan jou nou kom haal. Wat is haar naam? Ashley. Yes, Ashley. En geniet sy die skool, is dit vir haar lekker daar? Partykeer, maar sy het 'n sterk wil, maar ek ook dink, maar kind, né? Yes, Ja. ek dink sy het haar wil by mamma gekry. Ek kan dalk nie my bene gebruik nie, maar ek het 'n uithou, ek het 'n uithou vermoë, ek is strong like a bull. Yes. Strong like bull. Ja. Hoorie Nikita. Yes. Maar ek weet jy sê op die oomblik is jy klein bietjie bekommerd oor daai skooter. Ja, Wat is die situasie daar? Yes, want die ding is, soos julle weet, hy's nou al, kom ek sê, oor die muur, hy's nou al sy dae gehad. Jy moet ook nie so hy baie, top jy moet byle nie op, so hoor. baie donuts doen met die ding. Nee, die probleem is ek kan nie donuts kap nie. Dis die probleem. Dit is die ding, ek kan nie eers ordentlik op die sypaadjies ry nie, want om eerlik te wees, julle mense, die sypaadjies lyk erger Ja, as nie die goed nie. pads op padhols, verstaan, en dan moet ek baie keer in die pad ry, dan sê die dude vir my, luister, askies Die dude. toch, kom uit die pad uit, want dis nie 'n kar nie, dan kyk ek kom maar net so, dan dink ek by myself, jy ken nie my omstandighede nie, so hou maar liewers net jou mond, dis my attitude. Ek like die spicy Yes. attitude. Yes. Dit is vir my nogals lekker. Ek hou van 'n feisty dame. Hoorie, so ons gaan nou verder gesels met Nikita en almal hier van die Laios. Ons het nog 'n paar mense om in jou voor te stel. Ons gaan net vinnig kyk wat gaan aan in die hoofdrek. Met the 99 Groot FM 90.5. Wat 'n ongelooflike dag hier in die middel van ons geeweek. Ons is nou net oor die R40,000 vir die oggend al. Dankie aan elke liewe bedrag wat ingekom het, almal wat gee. Ek gaan sommer net 'n paar name noem, maar ek gaan nie nou almal se
se bedrag bysit nie, maar Wynand Steyn, Landi, Anton Niemann, Nico Gelnys, Ronel, Anton Niemann weer, wie staan nog? Mariette, Louise, Esmy en almal ongelooflik baie dankie. Ons sal nou mooi by die boodskappe uitkom. So by ons in studio gesels ons vandag met Nikita, wie se storie ons deel en Tasha en Elise van die Lions. Nou Elise, jy stap 'n pad saam met Nikita al aan die emosionele kant, nê? En dit is wat Elios so omvattend maak, is dat dit is nie net van gee skooter en boy, dit is saai in mense se lewens in en dit is wat so ongelooflik is, maar wat sien jy as jy hierdie vrou voor jou sien? Jy sien Nina, as ek na Nikita kyk, dan sien ek ongelooflike groei. Maar ek sien ook hoe swaar dit emosioneel raak wanneer sy nie haar afhanklikheid het nie. Wanneer die skooter stikkend is, die wanhoop, die seer, die gevoel van onvermoë wat sy ervaar wanneer sy ingeperk voel en wanneer sy nie net mamma en die versorger van haar huis kan wees nie. En dit is vir haar verskriklik belangrik om daai onafhanklikheid te hê. En sy sê sy's 'n feisty girl en dit is lekker om haar so te sien. Maar ek weet ook dat dit baie vinnig verander wanneer sy glad nie, wanneer sy nie toegang het en buitekant kan kom nie en nie kan gaan kos koop en inkopies kan doen nie. Dit beperk haar regtig. So ons praat die hele oggend oor hierdie mobiele skooter want dit is vir my 'n simbool van Nikita se vryheid en afhanklikheid en waardigheid, as ek reg Nikita. Yes, dis korrek. Kan ek net vir iets noem op dit? Ja. Toe ons by die sopkombuis was, toe het ek vir Nikita gesien en ek het daar langs haar gestaan en toe ons nou gebid het en alles. En dis meer as net sy wat 'n ma is vir haar dogtertjie, nê? Ja. Ek dink as Nikita nie haar skooter het nie, is daar 'n gemeenskap wat treur. Ja. Want die enetjie is chommies met almal en sy het 'n grappie vir almal en sy gee vir hulle gas en weet jy wat, en jy kan net sien hoe baie vreugde bring dit ook aan al die ander mense wat ons by die sopkombuis was en by die kerk. So jy's regtig, jy's 'n inspirerende dame, hoor Nikita. Baie dankie. So die ou skooter wat jy nou al vir 9 jaar op ry, hy's nou kapot. Dit is soos wat ons sê, dit is nie van hoe lank hy nog gaan hou nie, dit is van een van die dae is hy nou jet. Yes, hy's op die koffie. Ja. Toe natuurlik dan praat ons met ons vriende by Chris van Wheelchairs on the Run en hy het gesê die regte skooter vir Nikita kos R65,000. Sure. En dis wat 'n nuwe een kos. Dis nou ordentlik een wat nou weer vir die volgende 10 jaar. Yes. Die ding gaan doen. Ja, dat Nikita haar dogtertjie by die skool kan aflaai, dat sy daai vryheid het. Nou Doeps, ek het 'n plan en dis wat ek vanoggend gesê het. Hierdie is 'n jou mense my mense met 'n twist. Want ons luisteraars wat ingeskakel is, gaan ons nou help om soos wat ons hier sit, daai R65,000 in te samel. Live. Wow. Anne-Marie is daar, sy gaan ons getalletjie oorbegin op 0, né? En ons gaan R65,000 nou insamel sodat Nikita letterlik hier kan uitry met haar mobiele skooter. Oh wow, ek love it. Ja. Okay. Okay, so jy's in. R65,000 en jy kan nou saam met ons live op die lig kan ons miskien voor 8 hopelik in die volgende 5 minute kan ons vir ons sê, weet jy wat, hier's R65,000, kom ons gaan kry vir jou by ons vriende Chris van Wheelchairs on the Run, kom ons kry vir jou daai skooter vir die volgende 10 jaar, vir jou onafhanklikheid, vir alles wat jy beteken vir die mense in die gemeenskap, vir jou om te gaan inkopies doen, moenie meer wheelies doen nie, moenie meer burn-outs doen met die ding nie, maar dat jy net weer mens kan wees. Yes. Okay, let's do this. WhatsApp gee na 0606433877 en dan pledge jy bedrag. Ons gaan hom nou begin. Hier sal weer 0 op die bord. Ai, dankie Anne-Marie. So ons begin van 0 af. Ja. Counting down, 65 and going om vir Nikita te help voor die einde van wat kom ons sê voor 8uur gaan ons 'n skootertjie vir haar hê, 'n splinternuwe skooter dat sy ma kan wees vir haar dogter
en 'n vriend van almal. So let's get it going. 90.5 ontbyt met Doopie en Nina. Ons het Elias hier so by ons in studio saam met Nikita en ons is besig om geld in te samel vir Nikita se mobiele skooter sodat sy weer vlerke kan hê waarop sy kan vertrou, want op hierdie stadium is dit klim op en kyk of hy werk vandag, nê? Nee. So ons het uitgevind dis R65,000 vir daai nuwe mobility scooter, ja. En Chris hulle van Wheelchairs on the Run, hulle gaan dit vir ons uitsorteer, maar ons gaan saam met jou vanoggend gou die fondse bymekaar kry om dit te maak gebeur. Ja, absoluut. So, ons staan nou op R5,300, so ons kort nog R59,700 vir daai mobiele skooter sodat Ashley hier kan uitry vanoggend. So as jy wil deel wees Nikita van Nikita en Ashley. Ja. Sorry, nie so goed met die nommers nie. Dit gooi vir haar heel af. Dis hoekom ek hou maar die dinge bymekaar hierso. So, as jy wil deel wees van Nikita se storie en die Here sit dit op jou hart, stuur daai woord gee na 0606 433 877. Dit is gee na 0606 433 877 en as dit nou te veel is vir jou soos vir my, ja, stuur sommer net 'n gewone WhatsApp. Ja, stuur skooter. Ja. Na die gewone groot of net skoot. Skoot. Na die gewone Groot FM WhatsApp nommer toe, dan stuur nie gou vir jou die instruksies deur van wat jy moet volg. Dan raak jy deel van Ashley se Nikita en Ashley se oorwinningsstorie. Ons kan nie wag om haar uit te stuur met daai skoot nie. Skoot. Okay, so nou het jy nou alles. Ek het nou net 'n WhatsApp gekry wat ek ook gaan byvoeg. Okay. More later music met sing oor u Groot FM 90.5. Kan ek net gou vir jou sê wat is ongelooflik interessant? Ja. Jy weet Dominee Theodor van der Spy wat ons inspirasie doen. Ja. Toevallig ook van Moreletta Kerk. Ja. En sê daar, hulle sal R20,000 gee vir hierdie skooter van Nikita vanoggend. En hulle gaan ook nog bydra. Dit is van NG Moreletta Kerk af. Ongelooflik. En boodskappe wat inkom vir jou Nikits, wat sê dankie Nikita, jy is so groot inspirasie. Amanda wat R300 wil gee. Corneille Hill met R2,000 wat sê vir Nikita sodat jy nog veilige kilometers kan ry in liefde vir Ashley en jou mense. Dan ook Marinus met die R200, Barbara wat sê God se goedheid is groot, ons elkeen se menswees word so geseën soos harte oopgaan en iemand in nood wil bless. Leonie met die R500 wat sê gaan groot Nikita van Prisma Plus Stationers. En nog iemand wat sê ek gee R400 met liefde, want Groot FM het al hierdie mamma en my kiddos ook gehelp. Ek gee met oop hande en God sal voorsien, hoop dit stop iewers 'n gaatjie vol. Awesome. Luister, baie dankie vir al die boodskappe wat sover deurgekom het. Nie, wat is ons kort daarso? So ons staan tans op R31,050. Ons kort nog R33,950 vir Nikita se stoel. So daar is nog 'n bietjie werk wat moet gedoen word. Jy kan gee deur vir ons die boodskap gee te WhatsApp na 0606 433 877 of as die instruksies nie lekker is nie, dan stuur jy wat hierdie persoon nou gestuur het. Stuur skoot na die gewone Groot FM WhatsApp lyn toe en ons stuur vir jou die inligting gou-gou aan. Ek dink wat vanoggend vir my raak van Nikita se storie is dit wat ons as vanselfsprekend aanvaar om jou dogtertjie skool toe te vat, om winkel toe te kan gaan, dit wat jy nodig het te kry, is wat hierdie mobiele skooter vir Nikita beteken en dit is wat ons doen vandag hierso op Groot FM 90.5 se Geeweek en dit is om hoop en onafhanklikheid en waardigheid weer vir Nikita te kan teruggee met hierdie mobiele skooter. Ons kort nog R27,800 vir daai skooter, die geld kom in. Ongelooflik dankie vir elke persoon wat gee en wat nie net gee nie, maar gee met 'n blessing vir Nikita. Kyk, daai skooter gaan so geseënd wees. Nee, dit is nie eers snaaks nie. Dankie dat jy deel is van ons Geeweek. As jy wil bydra, stuur die woord gee na 0606 433 877 en volg die instruksies of stuur sommer net skoot na die gewone WhatsApp lyn. While I'm waiting, Groot FM 90.5 ontbyt met Doopie en Nina, dis ons Geeweek
en die bedrag wat hard en vinnig inkom vir Nikita se skooter, Hoorie, dat sy kan vars donuts gooi. wat 'n geseënde oggend is dit nie. R100 wat inkom wat sê spin hom van die sin af. Spin hom, papi. Iemand het sê ek gee graag R200 vir Nikita en Ashley. Ons Ashleys must stick together. Dis van Ashley af. Dan R1000 van Diane, R2000 van Andrei. Mag Nikita wonderlike myle met haar nuwe skooter geniet, R1000. En nog R1000 van Andrei Swarts wat sê hoop Nikita kan dalk nog baie spinners op haar skooter gooi met Ja, die bydrae. papi. God se seën oor julle almal. Mag God jou seën met jou nuwe wiele, Quentin, met R125. Nee, net so terloops. Ja. Ek weet nie, het jy gou kapasiteit om 'n oproep te vat? Ek het altyd Ons het 'n bekende persoon wat gou ingebel het. Jy sal haar ken want sy was al deel van soveel van ons jou mense, my mense stories. Ja. Rita van Spar. Hallo Rita. Hallo Reeds. Hoi, goeiemôre julle. Hoorie, dit is nou so lekker dat jy bel want toe ons vroeër hierdie uur met Lindy gesels het en hulle die oorspronklike skooter vir Nikita gegee het hulle ook 'n Spar voucher vir haar gegee wat ek seker is baie dit is verligting gebring het. Ja, dis ongelooflik. Dit is vir my so interessant hoe baie goedjies mens praat altyd van 'n lewensiklus van 'n ding en dit is so goed om te sien hoe so iets weer terugkom. Jy weet, en dit is so lekker om na julle te luister vanoggend en dan Nikita se storie en ag ja, dis ongelooflik julle wat julle ook doen vir die gemeenskap. Reeds maar nou, hoekom bel jy ons? Ons is besig om te werk hier, man. Ja, hoorie so, ek sê jy, mens kan nie na julle luister en nie opgewonde voel vir Nikita nie, vir julle geeweek en alles nie. So, weet jy wat, ek sien dit is nou amper 8uur, so ek wil graag wat ook al uitstaande is vir Nikita se skooter teen 8uur sal Spar Women's Challenge my betaal. soul. Namens al die vroue wat kan stap, wil ons graag vir Nikita Weet dan jy? help van Spar se kant af. Ons het vir Anne-Marie langs ons en sy is die een met die somme en soos wat jy nou praat, daar's presies R19,575 uitstaande vir daai skoot. Ons sal dit Spar sal dit verseker betaal Oh, weet jy wat? Rita. Ek moet vir julle sê ons voel so geseënd. Ons het binne 4 dae die Spar Women's Challenge soos julle weet uitverkoop. Daar's niks meer kaartjies oor nie. Ja. En dit is 'n gemeenskapsprojek. So van al die vroue wat kan stap, dink ek hulle sal meer as gelukkig wees om vir Nikita te help. Maar dan wil ons ook vir julle gee week ook 'n verdere R20,000 gee sodat julle ook 'n verskil kan maak daarso. Rita, dankie. Bless julle daar by Spar. Ag. Dit is soos Doopie sê, so lekker dat julle deel van die familie is en ja, ons is ongelooflik dankbaar. Ag, baie dankie vir julle wat julle ook doen vir die gemeenskap. Dit is wonderlik om saam met julle hande te vat. Nikita, jou skoot, jy gaan met hom hier uitry. Ek is so bly, Hoe voel dit, Nikita? emotional. En ek is so dankbaar. Ek het vergeet om vir julle te sê, ek het nog my Laios groepe ook waant ek een moet gaan. So ja, nou gaan ek om spin tot daar. Spin op, papi. Sit op 'n tweede rad en gooi op. Hoorie Rita, baie dankie vir julle daar by Spar. Ons is ongelooflik dankbaar vir julle en dankie dat ons jy weet, ons is 'n familie al, so ons is so dankbaar dat ons hierdie pad saam met julle kan stap hoor. Ag, baie dankie. Groot seën vir julle almal daar. Dankie reeds, Dankie, lekker Rita. dag. Bye. Dankie, bye. We did it. We Voor did it. 8uur. Dankie aan elke liewe luisteraar wat 'n bedrag bygevoeg het en dit moontlik gemaak het. Ons gaan vir Nikita hier laat uitzoom met 'n splinter nuwe mobiele skooter. Ja. En luister, ons vervang die tyres net een keer 'n jaar, hoor jy vir my? Okay, goed. Net een keer 'n jaar en ek wil nie hoor van ander storieetjies en die metropolisie wat jou aftrek en sulke goed, jy hoor. Maar ek gaan mos 'n lisensie hê. Ja, maar jy moet net nie dice nie. Moet Okay, net nie dice nie. Hoorie, dankie aan elke persoon wat gegee het. Die geeweek is nie verby nie. Jy kan nog steeds help. Ons gaan natuurlik vir jou nog stories vertel van die Laios, van Groot FM NPC, van ons jou mense, my mense stories en hoe jou betrokkenheid by geeweek inpas by al hierdie goeie. So ongelooflik dankie. Stuur die woord gee per WhatsApp na 0606 433 877 as jy wil betrokke raak.